Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Jesus sê vir sy disippels, waak. Hy vertel soveel stories oor waaksaamheid. En wat beteken dit? Dit is om wakker te wees, om waarheid wakker te wees, om bewus te wees. Om nie in die slaap te wees nie, om nie om 'n slaapwandelaar te wees nie. Maar hy gee 'n opdrag dat dit iets is wat ons moet doen. Dit beteken dat waaksaamheid 'n oefening kan wees, 'n praktyk kan wees. Iets is wat jy pertinent doen. En hoe Jesus sê, een van die groot maniere is om aandag te skenk. En eintlik kan 'n mens deur aandag te skenk aan iets instap in 'n groot wêreld waarin jou bewussyn vergroot en verskerp word. Dis die pad, deur enige iets. Maar hy nooi ons veral uit om na 3 groot goed toe te gaan en ons aandag op dit te vestig in sy lering. Dit is iets meer as net om van iets kennis te neem of aan iets te dink. Daar's 'n verskil. Jy is nie noodwendig bewus van iets nie. Dalk vir daai oomblik terwyl jy daaroor dink, maar dan verlaat dit jou bewussyn weer. Maar om met 'n soort bewussyn te begin leef, beteken eintlik net om aandag te skenk daaraan en dit waar te neem en deur daardie objek op dit waarop jy aandag skenk, geraak te word, bereik te word. En ons uitnodiging is as Christene, is om meer as net van onsself, van ander, van dit wat is bewus te word, maar ook van God bewus te wees. Wat in alles is, wat alles in stand hou, maar wat ook in ons is, maar wat ook buite ons is, saam met ons is. Ons bevind onsself in God en God is ook in ons. En dis 'n bewussyn wat Jesus van gepraat het en waarna toe ons uitgenooi word. En om daarby uit te kom het St. Victor van Hugo gesê, daar's 3 boeke wat jy moet lees. Die boek van die natuur, die boek van die Bybel en dan is daar die boek van jou ervaring. En dit strook so met Jesus se uitnodigings, die boek van die natuur. Jesus sê, kyk na die lelies. Kyk na die voëls. Hy sê, kyk na die gras. Hy sê, die bome wat vrugte dra, die skape, alles waarin jy, die realiteit van die natuur, van die skepping waarin jy jouself bevind, het Jesus van jou uitgenooi, skenk aandag aan dit. En wanneer jy daarna kyk, kan jy geraak word daardeur. Kan jy op 'n heel ander manier kyk na alles, en kan dit die deur word waarin jy bewus raak van God se werk. En jy agterkom, net soos die lelies, ek ook. Net soos die voëls, ek ook, soos die lelies se skoonheid. Die voëls, dat God vir hulle sorg. Hulle werk baie hard om kos in die hande te kry, maar toevallig kry hulle altyd net genoeg om mee te kan oorleef. En God is in dit. So dit is iets van wat C.S. Lewis van gepraat het, om enigiets wat jy sien, te dink daaroor as 'n straal van die son, wat jy kan volg en wat jy kan neem, om by die bron van die straal uit te kom, die son self. Agter al die skoonheid, agter al die toevallighede, agter alles wat goed is, agter alles wat waardevol is en wat waar is daar 'n bron, en dis God. Dan word ons uitgenooi om die skrif, die Bybel, te lees. Jesus het soveel keer gesê, gee ag op my woord. Hy het gesê, my eintlike pa, en my eintlike ma en broers, is hulle wat my woorde ag en wat volgens my woorde leef. En dis wat Petrus ook sê, in 2 Petrus 1 vers 19 sê hy, gee dan ag op die profetiese woord en op die woorde van die apostels. Nou wat is die profetiese woord? Dis die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dis ons Bybel. Hy sê, gee ag daarop. In die Engelse vertaling NIV sê, you will do well to pay
attention to the prophetic word. En in die woord van die apostels, want wat gaan met jou gebeur? Hoekom sal dit goed wees? Totdat die lig, die môre ster in jou hart opkom. Daar gaan iets in jou binneste gebeur, iets in jou hart. Jy sal verlig word. Jy sal energie ontvang. Goed sal vir jou duidelik begin te word. Jy sal God begin ervaar, aanvoel in jou lewe. En dan is daar die boek van ons ervaring. C.S. Lewis het gesê, hy fluister met ons in ons genot, hy skreeu tot ons in ons pyn. Ons het goeie en slegte ervarings, en in al hierdie ervarings kan daar 'n boodskapper wees vir ons. Kan dit 'n bruggie word wat ons kan vat na dit wat buite onsself lê. Die realiteit van God se bestaan. En die pyn waarmee ons sit. Kan ons vat na 'n plek toe van totale afhanklikheid. Na 'n plek toe van totale oorgawe aan God. En dis die uitnodiging om diep om te gaan na al jou ervarings, jou drome. Ja, alles wat jou pad langs kom. So hier is 'n uitnodiging om vandag aan die einde van die dag nou terug te kyk, miskien na gister toe, vanaand terug te kyk na die dag toe en die Here te vra om jou geheue vir jou te verskerp, terug te bring na jou geheue toe wat nodig is en belangrik is. Die Bybel sê en Jesus het gesê die Heilige Gees sal julle herinner. Vra hom daarvoor, vertrou jou ervaring en let op die goeie ervarings wat jy gehad het die dag. En let ook op miskien die swaarste, moeilikste wat vir jou dalk die slegste ervaring was in die dag wat verby was. En reflekteer net daaroor. Waar is God in dit? En wat is die uitnodiging van God in my hoogste en in my laagste ervaring van die dag? As dit iets is wat jy herhaaldelik begin doen, gaan jy patrone kan begin agterkom. En raak dit 'n manier waarin jy bewus kan word van God in jou ervaring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het en dat ons bewus kan wees van onsself, van alles wat is, maar ook van U. En dat U dit so graag wil hê. En dat U hierdie lewe met ons wil deel en dat ons lewe so anders kan wees. En so anders word as ons kontak maak met die bron van al die wonderlike, maar ook van al die pyn waarmee ons te doen kry. Help ons daarmee in Jesus se naam. Amen.